Ek wil vanmôre met u praat uit die woord van die Here. En u kan saam met my lees op die bord, of u kan net so volg in die Bybel, Jeremias 18 vanaf vers 1 tot 10 tot 9. Jeremia 18 wat sy 9 sien, ek twee ook so in my Bybel. Terwyl die Here met my besig is oor hierdie gedeelte oor die pottebakker en die klei. Vers 1. En die woord van die Here, die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. En daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker en hy was juist besig om 'n stuk werk op die skyle te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk, soos dit gaan met klein in die hand van die pottebakker. Maar hy daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie potbakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here, kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. In een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk, om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig. Maar as die nasie waaroor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om aan hulle te doen. Vers 9 sê, en in 'n ander oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk, om dit te bou en dit te plant. Tot sover vanmôre die woord van die Here. Ek wil vanmôre 'n bietjie by u stil staan oor die pottebakker en oor die klei. Vanmôre wil ek u met hierdie prentjie sien, terwyl die woord van die Here tot Jeremia kom. En hierdie woord sê, gaan af na die huis, na die werksplek van die pottebakker. Ek wil vir u sê, Jeremia gaan af met afwagting. Hy weet God wil met hom praat, maar hy weet nie hoe en wat is die woord nie. Miskien het hy op sy pad onderweg het hy gesê, Here, wys my, praat met my, dat ek weet wat om te verwag. Wat lê tog in hierdie eenvoudige werksplek van die pottebakker opgesluit? Toe hy by die pottebakker aankom, sien hy 'n man wat doelgerig werk. En hierdie man is besig om iets te bou. En hierdie man is besig om iets te maak wat daarvoor 'n saak gemaak is waarvoor hy kan gebruik. Hy is besig om 'n produk te maak wat iemand nodig het. En Jeremia staan en kyk met hierdie oë en hy wonder, wat wil die Here vir my sê? Ek wil vanmôre vir u sê, kind van God, u moet besef dat dit is nie sommer net enige grond wat gebruik word wanneer jy 'n klein instrumentproduk wil maak nie. Dis grond wat spesifiek uitgehaal word. Ek was die laas week, of in hierdie oor die naweek was ek toevallig juist by 'n plek gewees waar hulle klei stene maak. Ek wil vir u sê, 'n proses wat vir ons eintlik baie interessant is hoe dit gebeur. En terwyl ek na hierdie gedeelte kyk en ek sien hoe hierdie pottebakker so van tyd tot tyd terug staan, en ek kyk doelgerig en hy kyk na die vorm en hy kyk na die tekstuur en hy kyk na alles wat moet plaasvind na hierdie klei, 'n produk wat dit besig is om te vorm, en die volgende oomblik het ons hierdie produk nie 'n sukses nie, en hy kyk so terug en hy sien dat dit is 'n mislukking wat hy gemaak het, maar sonder dat hy kwaad word, en sonder dat hy moed opgee, en sonder dat hy dalk sê, maar wat het nou gebeur? Hoekom is dit so? En sonder dat hy hierdie klei vat en dit weggooi en sê, jy klei, gaan ek nie kan weer gebruik nie, vat hierdie
man en hy vat sy hande en hierdie pottebakker begin weer met 'n nuwe voorwerp te maak. Want weet jy waarom? Hy sien iets in hierdie produk wat vir hom kosbaar kan gemaak word. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, ek is so dankbaar dat die Here nog nie moed opgegee het met my in hierdie oggend nie. Ek is so dankbaar dat ek klein in die hand van God kan wees, want hy kan sê, ek is nie klaar met jou nie, al het jy vanmôre daar 'n bietjie misluk. En Jeremia kyk na hierdie, en die Here praat met hom. Die Here wys nie vir hom hoe die pottebakker werk nie. Die Here wys hom hoe God werk met die mens. Ek wil vanmôre vir jou sê, wat 'n gesig om te kan sien, dat iets wat misluk het, 'n sukses kan uitdraai. Wat 'n wonderlike gesig om te kon sien, dat mense is om opgegee het, maar daar spesifieke pottebakker wat nie moet opgee. Ek wil vandag vir jou sê, die Here sê eintlik, ek het beheer oor die eindresultaat. Ek het die mag en die reg om die vermoë om iets weer te vorm uit iets swakheid. Ek wil vandag vir jou sê, maar jy sien kinders, maar God kyk anders. My pottebakker sien nie dit wat misluk het en verkeerd is nie. Hy sien iets wat moontlik is in jou lewe volg. Ek wil vandag vir jou sê, as 'n volk wat hardkoppig bly, as hulle aanhou om hulle eie pad te loop, dan kan die oordeel volg, en die Here sê dit pertinent in hierdie gedeelte. Maar ek is so dankbaar vir 'n man en 'n vrou en 'n volk, wat by 'n plek kom in hulle lewe waar hulle sê, ek bekeer my van my verkeerde weer. Ek bekeer my van dit wat ek fout gemaak het. Want weet jy waarom? Dat dit as 'n God van genade, en die God van genade sê vanmôre, dit maak nie saak of jy misluk het nie. Wat saak maak, is wanneer jy terugkom by die voete van God, is sodat die pottebakker weer in sy hande aan hierdie produk kan slaan, en hy jou weer kan vorm, en hy jou weer nuut kan maak, en hy jou weer vanmôre 'n instrument kan maak, wat bruikbaar is in God se hand. Halleluja. Ek wil vanmôre vir sê, wie nog nie vanoggend in hierdie kerk 'n foute gemaak nie. Ek wil vir sê, as jy hand opsteek, dan moet jy vanmôre vir my die wenresep gee. Ek het vanmôre baie foute in my lewe gemaak, maar ek dank God vanmôre vir genade, dat daar 'n pottebakker is wat gesê het, ek het spyt van jou foute, ek het spyt van jou tekorte, ek gee jou vanmôre weer 'n nuwe kans, ek gee jou vanmôre weer 'n genade oomblikke, sodat jy 'n nuwe produk in Christus kan wees. Halleluja. As jy jouself net wil oorgee, kan jou resultaat soveel anders te wees as wat die mens sien. Jy moet dan een ding besef, hierdie pottebakker het nie net eendag gaan sit en hy speel met 'n stukkie klein. Jy weet, jy kry 'n ou en dit is vir tydverdryf. Ek probeer ook baie ding op my tydverdryf, want dit is nie altyd 'n sukses nie. Ek het my wel die masjien so terug gekoop. As ek moet wel, lyk soos 'n voeltjie waar aan gesit het. Dis tydverdryf. Prys die Here, maar ek dank God vir 'n pottebakker wat sit doelgerig. Hy het 'n prentjie in sy kop. Hy sê, ek gaan iets bou. Ek gaan iets maak. Ek het 'n plan vir hierdie produk. Daar's 'n visie en 'n missie wat hierdie produk gaan lewer. Ek wil vir jou sê, hy vat 'n spesifieke klei, en hy begin dit te vorm, en hy begin dit te maak, en die kleurse word bygesit. En kyk voorlanke, dan sien jy die pragtigste produk wat daar is, en die pottebakker staan terug, en hy kyk en hy glimlagge, en hy is tevrede. En weet jy waarom? Wil ek vir jou vandag sê, omdat die pottebakker vanmôre 'n goeie bedoelings het vir daardie stuk klei. Daar was geen doel gewees om 'n mislukking te maak.
maak nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sit dalk vanoggend hier en jy sê, Here, hoekom gaan ek deur dit wat ek moet gaan? Ek het vir jou goeie nuus. Die pottebakker is besig om jou te vorm en jou te maak en jou te vorm en ek gee jou vanmôre 'n weer nuwe hoop in Christus. Ek glo dit vanoggend. Here, dinge gaan altyd so verkeerd met my. Ek stap nie dieselfde pad as 'n volgende een nie. My vuur is nie so warm soos die volgende ou nie. Vir my is warmer as die volgende een. Elke produk word gemaak vir sy doel. Soms het jy 'n mooier vaas, 'n beter waterbak, 'n beter vleis nodig. Weet jy waarom? En as daar meer kernwerk en patrone en meer, in die Engels sê dit mooi, detail op 'n produk het, verg dit meer aandag. So as jy vanmôre hier is en sê, maar Here, ek stap 'n moeilike pad, ek wil vir jou sê, jy het baie detail, prys die Here, jy is uniek gemaak, deur God se hand vanoggend. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil jy moet vanmôre met nuwe oë kyk en besef, Here, alles waardeur gaan is nie te vergeefs nie, en is nie sommer maar net, weet jy wat mense, ek dink baie keer die pottebakker straf jou. Ek wil vir jou sê, God is nie net 'n God wat straf en pak gee nie, hoor, God is 'n God van liefde. Ek wil vir jou sê, ja, hy's jaloers, absoluut. Jy moet versigtig wees om aan die verkeerde kant van hierdie liefdevolle God te staan. Maar wat ek vanmôre wil vir u wil sê, en waar God jou kan vorm, en waar hy jou kan maak, en waar hy jou kan herstel, en gaan die Here, en jy sy doel in jou lewe bereik. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy is, en jy sê, Here, ek het misluk, ek het foute gemaak, ek prys die Here, ek en jy is dieselfde mooitjie, ek weet, die pottebakker is besig om my te maak. Halleluja. Labanda basibber, labanda basaba. Geen pot word gemaak sonder 'n doel nie. Die klei het nie die voorreg om vir die pottebakker te sê, jy maak my nou verkeerd nie. Weet jy waarom? Die pottebakker besluit wat hy met die klei maak. Ek en nie vanmôre 'n keuse wat God met ons wil maak moet. Ja, ons kan hardkoppig wees. Ons kan styf skop. Maar God kom by sy doel uit. Jy gaan net bietjie meer deur 'n vuur oorgaan, sodat daar die onsuiverheid uitgebrand kan word. Ek wil vanmôre vir jou vra, is jy vanmôre nog tevrede hoe jy lyk? Of is jy vanmôre 'n resultaat? Oor 4 dinge wat ek vanmôre met u wil praat, wat die oorsaak is, dat daar mislukkings in potte voorkom, in klei voorwerp. Ek wil vandag vir jou sê, en ek wil baie graag by stil staan, wat baie belangrik is oor hierdie 4 elemente. Daar 4 dinge wat 'n oorsaak kan wees, dat hierdie klei suksesvol gebak kan word nie. Ligborrels, onsuiverhede, die voginhoud nie reg is nie, is die harte deeltjies nie uitgewaal word nie, dan vorm dit dat die tekstuur ongelyk is. Ek wil graag vanmôre by die ligborrels eerste stil staan. Ligborrels is iets wat jy nie sien nie, dis aan die binnekant van hierdie klei. Weet jy wat gebeur? In die klei is ligborrels baie gevaarlik. Van buite af lyk dit reg, dit lyk mooi. Sodra jy in die hitte kom, dan ontplof hierdie ligborreltjies uit bars oop. Dan is hierdie produk 'n mislukking. Vanmôre vra ek jou, wat is die ligborrels? Dis die verborgenheid wat hier binne wegsteek. Dit is wanneer iemand buitekant so geestelik lyk, maar binnekant is hy leeg.
gevaarlike plek om te wees. Dan weet jy waarom. Jou produk gaan misluk. Vanmôre wil ek vir u sê, dit is hoekom Jesus vir die Fariseërs aangespreek het, en hy sê hierdie woorde, julle is mooi van buitekant, maar leeg van binnekant. Kind van God, ons moet vanmôre seker maak, weet jy hoe ken julle uit? Jy sien hulle in die kerk, jy ken hulle nie in die kerk uit, maar hy praat die regte taal. Hy kom reg voor. Hy is betrokke dalk nog selfs in die kerk. Weet jy hoe ken jy hom uit? Wanneer die hitte oor hom kom, as hy alleen is. Yes, amen. Dan kom jy agter. Hierdie pop kan nie hitte hanteer. Môre vra ek vir u, as daar ligborrels in jou lewe is, dis nie te laat nie. God wil die pop herstel. Die produk van klei wil hy vanmôre uithaal. Sodat jy vanmôre 'n produk kan wees in God se hand. Tweede punt is onsuiverhede, sand, vreemde materiaal kan klei beïnvloed met die vorm van dit. Klein klippies en sovoorts. Onsuiverhede is dinge soos sonde wat ons toelaat, wat ons nie vanmôre in ons lewe moet toelaat nie. Jy weet, pastoor Skalkpotgieter het altyd iets moois gesê. Daar's 'n groot verskil tussen opsetlike sonde en op 'n piesangskil te gly. Weet jy wat die probleem? Sommige mense gooi die piesangskil as prins voor om te gly. Of is dit 'n gevaarlike plek? En die produk gaan misluk. As jy nie vanmôre heiligmaking leef nie, as jy nie vanmôre by 'n plek kom waar jy sê, Here, ek moet hierdie harde onsuiverhede uit my lewe uitkry, wil ek vir jy sê, as jy op 'n gevaarlike plek, want die produk gaan misluk. Baie belangrike een is die voginhoud wat nodig is om hierdie klei reg te laat vorm. Te droog. Droë inhoud kraak maklik. Ek wil vir jy sê, wanneer word jy geestelik droog? Wanneer jy nie bid nie. Geestelike droogte is wanneer jy nie saam met God spandeer nie. Geestelike droogheid beteken as geen intimiteit met jou en God saam. Dit beteken jy word hard en jy breed maklik. Omdat daar 'n bietjie vog in jou binneste is. Te nat is ook 'n probleem, dis wanneer jou emosies oorneem. Ek hoop jy sê godsdienst was nog nooit 'n saak van 'n gevoel nie, man. En ek wil vanmôre vir jy sê, as godsdienst 'n gevoelsaak was, en ek dink dit is baie Christene se probleem in vandag se tyd, vandag voel ek so, môre voel ek anders. Weet jy waarom gaan so baie mense by kerk se deure uit, en dien nie die Here voluit nie? Ek kom staan nie voor en hy gee sy hart vir die Here. En hy maak daai oortuiging wat hy voel nou skuldig. As hy by kerk se deur uitstap, is die gevoel van skuld weg. En hy lewe maar weer sy ou handel in sy wandel. En dit is die probleem van emosie. Of jy sê godsdienst is nie 'n emosiesaak nie, dit is 'n hartsaak om die Here te kan hê. Vandag is die vuur waarom môre is jy uitskou. Daar is geen standvastigheid in jou lewe nie.
Ek wil vandag vir u sê in die laaste een, wat ek by u wil bring, is die harde stukkies, stokkies, klippies en sovoorts wat toegelaat word aan die binnekant. Dis die hardkoppige van die mens. Die eie wil. Dit was Judas se probleem, die volk van Israel. Dis hoekom die Here hierdie saak vir Jeremia gewys het. Omdat hulle nie wou buig voor 'n almagtige God nie. Vandag wil ek vir u vra, een van hierdie 4 elemente is dalk vandag teenwoordig in jou lewe. Here vanmôre sê, as jy jou bekeer, en as jy bereid is om terug te kom, is hy bereid om jou weer nuut te maak, en jou te herstel. Vandag is dit nie 'n skande as jy weggedwaal het, of as jou pot stikkend is, of jou produk wat God van jou gemaak het. Wat 'n skande is as jy so bly, en jy terugkeer na die voete van God. Ek wil 'n kort verhaaltjie vertel, terwyl daar vertel word van hierdie paleis wat in die Bosveld gebou is, die kastele wat gebou was, hoe dit lyk met die 4 torings op die punte, dat hulle hoë muur en 'n groot hek in die voorkant in die ou tyd. Terwyl daar 'n man is wat daar werk, en hy's 'n wateraandraer. Met ander woorde, sy werk is om water aan te dra vir die koning en vir die paleis se geriewe. Op 'n daaglikse basis dan vat hy hierdie draastok. Dan sit hy hierdie 2 groot klein potte, kruike, sal hy dit weerskante sit en loop hy af na die water en na die rivier om water te gaan haal. Daar kom 'n dag wat hy weer gestap het toe hy by die paleis kom. Toe sien hy maar die een kruik se water is baie minder as wat dit gewoonlik is. En hy's bekommerd, hy dink by homself, ek het tog nie iewers gestruikel, ek het tog nie iewers dalk 'n fout gemaak dat ek water gemors het nie. Maar ek sal weer kyk en ek sal weer sien wat gaan aan. En terwyl hierdie man 'n tweede en 'n derde maal stap af na die rivier en kom hy terug, dan sien hy die water is min. En hy vat hierdie kruik en hy inspekteer dit baie mooi en hy sien dat daar is 'n fyn kraakie binne in hierdie kruik. En dit is waarom hierdie water so uitmors. Ek wil vir u sê, kind van God, en hierdie man staan voor 'n keuse, ek gaan hierdie kruik moet vervang, of ek gaan meer en hulle moet afstap na die rivier toe om water te gaan haal. Ek het 'n keuse, en ek besluit om hierdie kruik te hou, om meermale te stap. 'n tydperk het verby gegaan, en terwyl hierdie bestuurder by die paleis agterkom, hierdie waterdraer loop baie meer rivier toe, vra hy vir hom, wat doen jy, hoekom is jy so min by die paleis? En hy sê vir hom, stap saam met my volgende roete, dan wys ek vir jou wat gaan aan. Terwyl hulle afstap, te pragtig, hier in die bospaadjie af, en hulle onder by die rivier kom en hy maak hierdie kruike vol, maak dit op sy stapstok vas, terwyl hy wil opstap. Toe sê die man, ons is nou hier, jy het my nie gesê nie. Hy sê, kyk op na die paadjie, dan sien jy wat jy sien. Sê jy my wat jy sien, en hy man kyk op en hy sien, ek sien 'n bospaadjie en ek sien aan die een kant ou verdorwe gras en blommetjies wat verdor is, wat dood is. En aan die ander kant van hierdie bospaadjie sien ek die pragtigste groen gras. En ek sien blommetjies en ek sien die voeltjies wat daar sit. Hy sê, weet jy waarom is dit so? Hy sê, nee, hy sien hierdie kruik het 'n kraak. En soos ek opstap, hou kom altyd in dieselfde kant, en gee ek hierdie blomme water, en gee hierdie gras, die pragtigste, die water wat daar is. Hy sê, dit is hoekom ek so baie moet stap. En hierdie man sê, hoekom vervang jy hom nie? Hy sê, want hierdie kruik het 'n pragtige doel, selfs die koning kom sit hier, en geniet die praat. Vanmôre is my boodskap, ons kan vanmôre voel jy ek is 'n mislukking. Daar's nie vanmôre hoop nie. Ek wil vir u sê, terwyl ons hierdie kant die graf staan,
is daar vanmôre hoop in Christus, hoor. As jy vanmôre voel, Here, ek het 'n kraak in my kruik, ek is vanmôre iets wat deur die pottebakker gemaak is, maar ek het misluk. Ek het vanmôre vir jou nuus. Die pottebakker is die een wat herstel. Die pottebakker is die een wat vanmôre die verandering bring. Die pottebakker is vanmôre die een wat hoop gee. Die pottebakker is die een wat daardie mislukte klei gevat het en hy maak iets nuuts en bruikbaar uit dit uit vanoggend. Ek wil vanmôre vir jou sê, God, ek gooi jou nie vanmôre weg omdat jy dalk misluk het nie. Hy sê self vir jou, ek kom en ek hervorm jou en ek maak jou vanmôre iets nuuts. Ek maak jou 'n nuwe instrument. Ek maak van jou iets bereikbaar. Ek maak vanmôre van jou iets sodat jy vir iemand anders ook iets kan beteken. Ek wil vanmôre vir jou vra, kind van God, het ons nie vanmôre rede om te kan sê, Here, dankie dat U vanmôre die pottebakker is wat ook in my lewe vanmôre verandering maak nie. Ek wil vir U sê, ek is so dankbaar dat toe ek misluk het en menigte male in my lewe het God my nog nooit een kant toe geskuif nie. Hy het my nie weggegooi nie, maar hy het gesê, daar is hoop, daar is genade, en vanmôre, en vir jou, en vir my, in hierdie oggenduur. Vanmôre wil ek hierdie boodskap afsluit. En ek wil vir jou vra, is jy vanmôre mislukte produk in die pottebakker se hand? Voel jy vanmôre, Here, jy baie skade gelei. Ek is nie waar ek moet wees nie. Maar ek vir vanmôre sê, God se genade is genoeg. Die woord van die Here gee daar pertinent vir ons die aanwysing hoe om terug te kom. Hy sê, bekeer jou. Vanmôre al wat ek verg, so omdraai in jou lewe en sê, Here, ek draai weg van die sonde. Ek draai weg. En dan sê die Here, dan sal ek genade toon en ek sal jou vorm. En ek sal jou nie maak. En ons gaan oorgaan na die nagmaaltafel vanmôre. Terwyl ons op die nagmaal gaan geniet om te dink, daar het 2 hande wat deurboor was, is ook die hande wat vanmôre in jou klei vat en jou voer. Weet jy wat beteken dit? Die letsels van die Here kom op jou klein produk voor, omdat jy gemaak is deur hom volg. Ek gaan vra dat die orkes vir ons gaan kom. Môre, ek het nie met die bestuursraad broers gereël. Met enige wat gereël om nagmaal te bedien, ek wil môre jy moet vorentoe kom op u eie en ek gaan vir u geleentheid gee om jouself te bedien vanoggend. En wanneer jy vanmôre kyk na hierdie brood, dan dink jy, Here, soos u liggaam gebreek is, soos my produk vanmôre stukke. Soos u liggaam gebreek is en vermink is, so voel ek vanoggend. Weet jy wat? Jesus wil jou vanmôre weer 'n kans gee en jou herstel. Hy wil jou opbou en hy wil jou nuut maak. Vanmôre wil ek vir u sê, gee die pottebakker die kans. En vanmôre die herstelwerk te kan doen. Of u vanmôre die skrifdeel lees van die nagmaal, terwyl ons vanmôre ook aan die tafel gaan sit. Sê 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Dit is so dik, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom.
Vanmorgen vir 'n oomblik sluit net u oë en ek wil u vanmorgen vra. Terwyl almal se oë so toe is, wie is vanmorgen 'n mislukte produk wat voel Here, ek het soveel skade gelei, ek is nie die produk wat u wou gehad het. Ek dank God vir hande wat opgaan vanmorgen. Ek dank God vir mense wat vanmorgen sê, Here, maak my weer nuut, hervorm my. Here, want ek wil wees. Ek wil wees die eindproduk wat u van my wil hê. Vanmorgen gaan nie dalk deur die storm. Vanmorgen gaan nie dalk deur geweldige moeilike pad. Voor vanmorgen vir u sê, dit is omdat jy uniek gemaakt het. Vanoggend. Prys die Here. Ek gaan vra, kom ons sluit net die hoofde so. Kom ons dank vanmorgen. Broer Dani sal net vir ons asseblief dank net vanmorgen vir die tafel. Prys die Here. En ons Vader Here, ons wil vanmorgen vir baie, baie dankie sê dat ons vanmorgen weer die voorreg het om deel te kan hê aan die tafel, Here. Here, terwyl elke oog weer gesluit is en elke hoofd gebuig is, en ons self ondersoek instel vanmorgen, Here, wil ons vir u baie dankie sê, Here, vir die tafel, Here, wat u voorberei. En Here, dit wat op die tafel is, Here, dat ons dit sal geniet, Here, tot ter nagedagtenis wat u reeds vir ons gedoen het. Here, terwyl ons die nagmaal gebruik vanmorgen, Here, is my gebed dat elke individu, Here, weer opnuut sal besef, Here, dat u is die enigste pottebakker, Here, wat ons weer kan herstel, Here, wat elkeen weer kan oplig vanmorgen. Here, ek dink nie ons besef altyd, Here, die letsels in die hande, Here, hoe die gevorm was ook, Here, deur die Vader nie. Here, ek dink nie ons besef, Here, as individue vanmorgen, Here, 'n gebreekte fles, Here, kan nog gebruik word, Here. En terwyl daai gebreekte fles so gelek het, Here, dink ek aan, Here, die liggaam wat gedeurboor was, Here, wat gelek het, Here, op die Via Dolorosa pad. En vanmorgen is my gebed, Here, dat ons sal seker maak, Here, ons is in die regte hande vanmorgen, tot u sal vertoef om te kom, is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan saam sing vanmorgen, terwyl ek vir die geleentheid gaan gee. Ek gaan vra dat ons dit dalk so blok vir blok gaan doen, net ons meer ordelik te kan doen. Ek weet die blok van ons eerste gaan voorkom, as jy nou nie lekker kan loop nie, of iets steek het die hand op, ek sal iemand vra om nie te bedien. Gert, as jy nog net van ons voorstel met die beker, of iets met die beker, geniet. Asseblief. Ons gaan so saam sing, en dan gaan ons môre ook dit geniet. Môre, die geliefdes is wel om vorentoe te kom, om vanmorgen weet dat die Here sy liggaam vir ons gebreek het, sy bloed vir ons gegee tot volmaaktheid in Christus.
Hy is nie vanmôre die pottebakker, maar hy is die verlosser. Amen. Hy is nie vanmôre die een wat net menslik gesproke sê hy gooi weg, hy straf en hy slaan met stok in die neer. Hy is môre God met liefde wat sê, ek sal jou herstel. Ek gee jou weer 'n kans. Kom ons neem vanmôre hierdie woord aan. Sê Here, dankie vir 'n geleentheid dat ek vanmôre deel van 'n nuwe hervormingsproses kan wees. Nuut gemaak, verander.